Goeiedag, welkom by die week se Woensdag woord. Ons moet 'n bietjie stil staan by die woord van die Here. Ons het nou sommer hierso voordat ons begin het met hierdie opname, het ons net gepraat oor hoe AI besig is om oor te vat en al hierdie dinge en hoe tegnologie net absoluut mal is. Maar ek het hierdie afgelope ruk het ek nog as 'n positiewe ding van tegnologie nie, ek wil nie sê ontdek nie, ek weet al lank daarvan, maar op my selfoon, en ek seker jy het ook 'n selfoon, ek is 99% seker dat meeste mense van wat hierdie video kyk ook 'n selfoon het, maar op hierdie selfoon vir my het ek 'n Bible app, het ek 'n YouVersion Bible app, en ek hou daarvan om met 'n fisiese Bybel ook te lees, dis vir my baie goed, want ek voel ons is te veel op ons fone, maar op hierdie Bible app ontdek ek toe so ruk terug, so week en 'n half terug, 'n Bible plan wat mense die Bybel in 'n jaar lank van Genesis tot Openbaring kan deurlees, maar dit is 'n kronologiese Bible plan. So elke dag gee die Bible app plan vir jou verse wat jy moet lees, en dan oor 'n jaar is jy deur die hele Bybel. En soos wat ek sê, ek het nou nog nie baie lank terug begin met hierdie plan nie, so ek's nou maar nog hier in die eerste paar hoofstukke van Genesis. En dis net vir my fantasties om te sien hoe wonderbaarlik die Here werk. En baie keer hoor ek hoor dikwels by jong mense in selgroepe, selfs by ouer mense, dat hulle sê dat ek sukkel, ek sien Jesus in die Nuwe Testament en ek kan met Jesus identifiseer en ek sien dat hy lief is vir ons, maar ek sukkel met die God van die Ou Testament. Dus 'n ander God in die Ou Testament as in die Nuwe Testament. En soos wat ek sê, ek is nou maar nog net baie vroeg deur hierdie Bible plan, maar ek is net weer eens herinner as ek weer deur hierdie eerste paar hoofstukke van die Bybel lees, dat is dieselfde God. Die God van Genesis is die God van Openbaring. Dis dieselfde God vol genade. En ek wil sommer net vir jou 'n paar dele lees wat vir my uitgestaan het. Ek gaan so 3 of 4 verse lees en dan gaan ek bietjie daar gesels. In Genesis 2 vers 15, in die tuin van Eden, staan hier so: die Here God het die mens in die tuin van Eden aangestel om dit te bewerk en te versorg. Hy gee vir ons as mens, gee hy 'n doelwit. Dan in Genesis 3 vers 8 tot 9, nadat Adam en Eva geluister het na die duiwel se versoeking en gesondig het teen die Here. Hoor wat staan hierso: teen die aand hoor hulle hoe die Here God in die tuin loop. Hulle kruip toe weg tussen die bome. Die Here God het die mens geroep, gevra: waar is jy? Genesis 3 vers 21. Toe het die Here God vir die mens en sy vrou klere van vel gemaak en hulle dit laat aantrek. Ek gaan 'n bietjie aan na Genesis 4 toe. En vir Set, ook vir hom is 'n seun gebore. Hy het hom Enos genoem. En in daardie tyd het hulle begin om die naam van die Here aan te roep. Genesis 5 staan hier die volgende: nadat hy Methuselah verwek het, het Henog 300 jaar nog lank naby God geleef en hy het seuns en dogters verwek. Henog het altesaam 365 jaar lank gelewe. Henog het naby God gelewe en hy was nie meer daar nie, want God het hom weggeneem. Genesis 6 vers 8. Maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. Laaste versie wat ek vir jou wil lees, Genesis 7 vers 16. Die wat ingegaan het as manlik en vroulik, al die diere het hulle ingegaan soos God hom beveel het. Dis nou met Noag se ark. Die Here het die ingang agter hom gesluit, agter Noag gesluit. En ons kan so aangaan en aangaan en aangaan. Maar in hierdie eerste paar hoofstukke van Genesis sien ek 'n patroon. Ek sien God skep en dis goed. En dan kom die mens en die mens is ongehoorsaam aan God. En dan kom sonde in die wêreld in. En dan is die wêreld 'n moeilike plek. Dit is 'n plek waar daar sonde is, waar daar mense is wat verskriklike dinge doen. En dit is 'n wêreld waar ons sien dat daar afstand is tussen God en die mens. Maar die patroon wat ek sien hier vroeg in Genesis is deurlopend die Here wat die mens uitsoek. Hier in Genesis 3 vers 8 tot 9, nadat Adam en Eva gesondig het, kruip hulle weg. En die Here sê: waar is jy? En dan sien ons nog verder hier in Genesis, elke nou en dan is daar 'n persoon wat die naam van die Here aanroep. Daar is 'n persoon soos Noag of soos Abraham wat naby die Here leef, of 'n persoon soos Henog wat naby die Here leef. Hoekom deel ek hierdie gedeeltes met jou en hierdie gedagtes met jou? Wat ek sien in my eie lewe en met die mense met wie ek te doen kry hier in die gemeente, en sosiaal in my persoonlike lewe ook, sien ek ons is almal mense wat 'n hinkering het na die Here. Maar daar's sonde in ons lewe, daar's gebrokenheid in ons lewe, en dit skep dikwels afstand tussen ons en God. En wat ek dan sien van hierdie voorbeeld van hierdie vroeë gelowiges is deur 'n tyd dan reik die Here uit na mense wat na hom toe aanroep.
mense wat getrou voor hom lewe. En ek wil jou uitdaag, soos wat ek myself ook uitdaag in hierdie tyd, kom ons gaan weer terug na die basics toe. Kom ons gaan weer terug na 'n eenvoudige geloof. 'n Geloof waar kerk toe gaan op Sondag weer 'n roetine is. Nie net ietsie wat ons by ons program inpas as ons tyd het nie, maar werklik 'n roetine. Kom ons lees weer ons Bybels. Elke dag. Ja, jy het definitief tyd om jou Bybel elke dag te lees. Ek weet die lewe is besig, maar kom ons maak dit weer 'n roetine van Bybel lees en bid, dat ons die naam van die Here aanroep. Want ons weet, dieselfde uitnodiging, dieselfde vraag wat die Here aan Adam en Eva gevra het, vra hy ook vandag vir my en vir jou. Hy vra, waar is jy? En hy vra vir ons om uit ons plek van sonde, van isolasie, van skaamte, van vernedering te kom en voor hom te staan. Want die verskil tussen Adam en Eva en my en jou is dat Adam en Eva het nie die Heilige Gees gehad nie. Adam en Eva het nie vir Jesus gehad nie. My en jou sonde is vergewe. Jesus het gekom sodat ons met vrymoedigheid voor God kan staan. Dit sê die skrywer van Hebreërs vir ons. So kom ons roep na God. Kom ons leef weer getrou voor hom in hierdie tyd, in hierdie mal wêreld waarin ons leef, in 'n wêreld van geweld, in 'n wêreld van tegnologie, van AI. Kom ons draai weer terug na die Here toe en sê, Here, ek wil in 'n verhouding met U leef, want dit gaan ons lewe verander, en net dit. Kom ons sluit die oë en bid saam. Here Jesus, dankie vir U liefde. Here, dankie vir U getrouheid, dat U dieselfde God is van die Ou Testament as van die Nuwe Testament. Here, dankie dat ons U genade ook kan sien in die Ou Testament, net soos wat ons dit in die Nuwe Testament sien. Here, en help ons asseblief om terug te draai na U toe. Here, elkeen van ons is besig, elkeen van ons het dinge waar ons stres, elkeen van ons het bekommernisse. Here, help ons om dit na U toe te bring, help ons om in die lig voor U te lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek hoop jy het 'n fantastiese week en mag jy saam met die Here loop in hierdie week. Amen.